Ek het 'n persoonlike love story. Elkeen van ons het. Ek hoop jy leef jou love story. Want elkeen van ons het ook waarskynlik 'n sad story, 'n hartseer storie, 'n seer verhaal. Ek hoop en bid jy het nie 'n haat verhaal nie. Daar is sulke mense, ons hoor gedurig wat hulle haat. Ek haat dit en ek haat dat en ek haat so en so. Dit is hartseer. Maar jy en ek het ook ons eie liefdesstorie, 'n persoonlike een. Al is daar ooreenkomste, is myne en joune uniek. Niemand het presies dieselfde storie as jy nie. Vertel bietjie vir ons jou storie. Ek sal dit graag wil hoor, hoe jy ontdek het, jy het Jesus lief, maar toe besef het, dat hy jou eerste lief gehad het. Vir my was dit love at first sight, en toe word die wind uit my seile gehaal, toe ek lees hoe hy my van ver af al lief gehad het. Toe ek lees, hy het my al 'n ewigheid lief, al van voor die grondlegging van die wêreld af, het ek gedink, wow, soveel liefde. Maar daar is woorde wat my selfs nog dieper getref het, toe ek lees dat God ook vir my so lief het, dat hy sy eniggebore, sy unieke eerste seun gegee het in my plek. Sit 'n bietjie daarmee. Daar is nog woorde soos my naam in sy handpalm gegraveer. My God, waarvoor het U my verlaat? Vir wie? En daardie klein woordjie, 'n besigheidswoord, wat 'n bloedverbondswoord geword het. Toe hy gesê het, hierdie saak is finaal afgehandel, dit is volbring. En net daar koop hy my en jou met sy bloed, sy lewe, sy liefde. Hier in Efesiërs 5 vers 2 skryf Paulus van 'n offerande met 'n aangename geur. Dit is 'n unieke beeld, jou lewe het 'n geur. In 2 Korintiërs 2 vers 15 skryf hy weer, ons is die geur van Christus. Met ander woorde, as dit ware kan mense jou geloof ruik, lank voor hulle dit hoor. Jou houding, jou woorde, jou teenwoordigheid, jou omgee of die gebrek daaraan. Dit alles laat 'n indruk. Die vraag is, wat ruik mense? Is dit bitterheid, haat, woede, selfsug, liefdeloosheid? Of is dit genade, soos God sin, sagtheid, soos Jesus sin, deernis, liefde? Jy kan nie sê jy volg Jesus, maar jou lewe ruik nog soos die ou mens nie. Dit werk net nie so nie. Paulus bring alles hier saam. Los die ou lewe. Laat God jou denke vernuwe en jou optrede. Hou die nuwe mens aangetrek, dit is jou koningskleed. Leef voltyds in liefde, soos Jesus ons gewys het. En dan kom die resultaat van self, 'n lewe met 'n ander geur, aangenaam. Nie perfek nie, maar eg. Nie foutloos nie, maar verander. En die wêreld merk dit op, hulle ruik dit dalk. Mense mag dalk nie altyd met jou saamstem nie, maar hulle sal weet, hier is iets anders, iemand anders. Laaste vraag, as mense vandag naby jou lewe kom, ruik hulle iets van Christus? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het U baie lief, baie dankie dat U my eerste lief gehad het, van ewigheid af al. Dankie dat U U lewe gegee het, om my te kon koop, om deel te word van U familie. Dankie vir hierdie nuwe koningsklere waarmee U elkeen van ons beklee het. Dankie o Heilige Gees dat U ons van binne af nog nuwer maak, nog voller maak. Help my dat waar mense met my in aanraking kom, dat ek 'n aangename geur vir Christus sal wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.